Welkom by Op die Tafel. Ek wil vanoggend met julle oor iets praat wat baie keer baie moeilik is. En dit is die dood. Ergens in ons lewe word ons gekonfronteer deur die dood. Of dit iemand is wat naby ons is, 'n vriend, miskien 'n ouer, of iemand wat jonk oorlede is. Die dood is altyd vir ons moeilik. Dit bring die hele wêreld tot 'n stilstand in 'n oomblik van wat jy agterkom dat ons so min tyd het op hierdie aarde. En dit voel altyd vir ons onnatuurlik, asof dit is nie veronderstel om so te wees nie. En dit was nooit veronderstel om so te wees nie. Jesus het ons eintlik as mense geskape as ewigheidswesens om vir ewig saam met hom te leef. Maar as gevolg van sonde het dood in die wêreld ingekom. En ons is nog steeds elke dag gekonfronteer daardeur. Jesus het selfs verstaan wat dit is om te treur in 'n oomblik. Ons skryf vir Jesus waar hy nou net uitgevind het dat Johannes die Doper oorlede is. In Matteus 14 vers 13. Toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skei daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skei klim en hy die groot menigte mense daar gesien, hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Ons kry 'n oomblik waar ons weet Jesus kom mense uit die dood uit opwek. Maar ons sien dit met Lazarus, maar Johannes se die doper se tyd het gekom en Jesus het getreur. Hoekom? Want hy was ook mens gewees. Maar hier's die ding, in sy treur het hy gegaan na God toe. Hy het gegaan na 'n stil plek toe waar God hom kon oplig. En net na dit gebeur het, sal jy eintlik dink, Jesus het eintlik nou tyd nodig om te treur oor Johannes. Maar ons kry waar die mense so honger is vir hom, dat hy simpatie vir hulle gehad het. Want Jesus het besef, dat Johannes het gegaan, maar die werk is nog nie klaar nie. En Jesus het aangehou met die werk waarvoor hy geroep het. So ek wil jou aanmoedig, miskien is dit dat jy ergens deur die dood gekonfronteer word, maar weet dat Jesus vir ons die voorbeeld kom wys het, dat ons moet gaan na God in hierdie oomblikke van treur. Want ons treur nie soos die wêreld nie, ons treur met hoop, dat die ewige lewe is daar vir die wat glo. Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie dat ons kan weet dat U die ewige lewe is. Here, dat U die dood oorwin het. Dat selfs in ons hartseer kan ons na U toe gaan, Here. Dat U ons oplig en dat U ons weer fokus, want die werk is nog nie klaar nie. Amen.